wydste Monosem Wingmax in Suid-Afrika. 'n 16 ry 91. Check daarso. Ek praat hier met Nelius Beyers. Hy gaan my meer vertel hoekom het hulle hierdie rigting gegaan, wat se ervaring tot dusver en kry daai ding soveel hektare gedoen. So, kom ons luister. Nelius, hoe lyk dit? Goed om jou Troep. Nee, wat rustig, die dinge loop. Mooi. Nou, eerstens baie geluk op die wydste Monosem Wingmax in die land, Sê eerste vir my, julle is hierso Makwasi area, verduidelik my gou vinnig. Ek wil eers verstaan, hoe lyk julle boerdery opset presies? Wat plant julle alles? Hoe werk julle stelsels waarmee julle werk? En dan kan ons bietjie kom by hoekom het julle hierdie rigting gegaan? Troepie, ons is maar in die Wes-Transvaal. Ons het maar gemengde boerdery. Ons het hoofsaaklik maar mielies, sojas en sonneblom. En dan ons het maar twee bewerkingspraktyke. Ons het 'n konvensionele en 'n minimum bewerkingspraktyke wat ons volg, hang af na gelang van ons tipe gronde en so aan en na die gewas wat ons wil plant. So dan vat ons hom maar van daar af en dan besluit ons hoe gaan ons met die goeders werk. Nou, soos ek verstaan, ek meen julle het obviously julle plant, so obviously het julle al ander planters en julle het gegaan na die Wingmax toe. Verduidelik my eers, wat was julle hoofbeweegrede gewees? Hoekom het julle gekyk na nommer 1, so 'n wye groot planter, en dan hoekom het julle op die einde van die dag op die Wingmax besluit? Troepie man, ons het maar so met die tyd agtergekom, ons het 'n behoefte om uit te brei. Ons plantkapasiteit het min geraak en ons het toe nou begin 'n bietjie rond shop en Arend hulle het vir ons by ons studiegroep die planters kom wys en ons het hulle daar gesien en toe het hulle ons oog gevang. Toe nou gesien dis 'n sterk ordentlike raam en toe ons Nampo toe en daar bietjie ook ons huiswerk gaan doen en op die einde van die dag het Arend hulle Monosem se mense vir ons volgens ons behoefte het hulle vir ons voorsien wat ons wou gehad het. Ons het spesifiek na 'n meganiese stelsel gekyk, 'n volmeganies met so min as moontlik elektronika omrede ons plant nie variërend op ons lande nie. Ja. So ons is redelik, ons plantestand is dieselfde. Land vir land verskil ons stand en so aan. So dit is maklik om die goeie, maar as 'n blok as 'n geheel bestuur ons die goeders homogeen. En so daar het ons toe nou maar gegaan vir 'n meganiese stelsel, omdat as daar fout is dan tel jy maklik 'n fout op. Jy kan sien daar waar die probleem is en jy gaan aan. En jy kan homself vinnig regmaak, En jy maak hom vinnig reg, ook die parte is beskikbaar. So gee my net gou die beweegrede, hoekom het julle spesifiek om so gespek? As ons voorbegin by ons snykouter, dis maar om die materiaal omdat ons stoppelbewerking doen, is maar om die materiaal voor los te sny, laat hy nie by jou tand pak as hy daar by hom uitkom nie. So dan is ons lief om ons kunsmis met 'n tand ook dan in die grond te sit. En dan van daar af gaan ons weer na ons rou cleaner toe, ook maar vir die stoppels, met ons gewone saadkouter en met druk dieptebeheerwiele en dan met ons toetrapwiele agter. Omdat ons hier in die Wes-Transvaal lekker warm son kan kry, is ons lief vir 'n tandjie wat met toetrap. Hy maak 'n lekker fluffigheid bo op die grond, dan bak hy nie so maklik hard nie. Dan is dit nie altyd nodig om te 1000 poot. En dan op die kunsmis, wat ek by jou wil hoor is, ek meen uit die aard van die saak uit, julle sit met hierdie volle meganiese stelsel, wat hy basies engage hierso, en dan hierdie Verti system wat sy uitdraai storie is. Nou hierdie planter van jou is wyd, nee. Ja. Nou, een van die uitdagings wat by ons ouens vir my gesê het rondom wye planters is dat jy nie altyd jou kunsmis op die punte kry soos wat jy hulle in die middel kry nie. So jy kry 'n oneweredige verspreiding. Is julle daarom happy met die verspreiding hierso? Ons is vrede met die verspreiding. Ek dink grootendeels omdat elke ry individueel hier uitgemeet word en dan blaas jy hom elke pyp na sy punt toe ook. Julle sal sien hy het hier het hy 'n gravitasie. Jou kunsmis kom hier uit met jou auger en dan val hy met gravitasie na jou windpyp toe. So dis nie laat die wind hier by jou
jou uitmeeteenhede is nie, maar dan as hy hier onder kom, dan vat jou wind hom deur na jou punt toe en dan as hy na jou kunsmis deurbring, bring hom hier na hierdie kant toe en nou sal hy nou vra waarvoor is die groot pyp hierso? Ja. As jou kunsmis dan nou weer hier voorkom, dan val hy weer met gravitasie af onder na jou pyp toe. En mens sal maar nou sien as mens kwaai wind het, dan blaas hy gewoonlik jou kunsmis uit jou grond uit. En toe hulle nou met die stelsel gekom wat hy val nou met jou gravitasie af, maar jou wind gaan dan nou hier langsaan uit. So jy het nie daai effek van die kunsmis wat uit die grond uitblaas nie. Wat letterlik uitgeblaas word. So hy val mooi en dan kry jy daai wat hy nou mooi in 'n pyp lê. Hy moet mooi lê, ja. 'n Laaste ding. Ek sien julle het daarso 'n tankie voorop wat nou basies 'n leaner is. Vir wat doen julle basies met hom? Dit is vir ons Orthofos. Dit was ook weer eens maar alwarm, nee. Vir alwarm, ja. Dit was weer eens ook 'n behoefte wat ons gehad het en wat ons met Arend hulle bespreek het en hulle dis die oplossing waarmee hulle vir ons gekom het en sê hoor hier is 'n stelsel. Ons vertrou hom, sit hom op en ja, dis wat ek sê hy het regtig in al ons behoeftes het hulle voorsien. In terme van die plantestand, dit wat julle al geplant het, hoe lyk die goeters en hoe die plante julle hanteer? Ja, nee, sover ja, so ek sê dis nou eerste seisoen. Geen nuwe implement kom sonder groeipyne nie, maar mens kry vinnig die groeipyne onder knie of die masjien onder knie en te weet wat om waar te doen. So ja, nee, ons het aanvanklik het ons 'n paar draaie gemaak en 'n bietjie hier en daar verstel, maar verder ons het nou ja, ons het begin met die sojas. Toe ons mielies toe. Mielies se stand is baie mooi, toestande is maar 'n uitdaging. En laas het ons sonneblom geplant. En ja, ons sonneblomstand sê dink ek is van ons mooistes in jare. Right, sonneblom. Wel, ek kan nou maar vra, maar dit lyk goed, hè. Ja, nee, wat ons is vrede. Hulle het almal daar sê 98% is op en nee, hulle is mooi. Ons het Maar wat my opval ook is die feit dat hulle so gelyk is, nee. Dit lyk of hulle daarom redelik semi-gelyk opgekom het. Ja, nee, ons het hulle geplant, hulle is gerol en maar ja, toe ons weer sien toe steek hulle almal kop uit. En ja, nee, wat as ek sê, hulle lyk mooi, ons is vrede. Kort en nie lank van die storie is Monosem, kan jy dit aanbeveel vir die ouens? Ja, nee, wat ek dink as jy spesifieke behoeftes het, hulle sal vir jou kan help daarin. Prys is hy baie kompeterend in die mark, definitief. En ja, en dis gesê en naverkoopdiens op weet klagtes sê baie vrede. Right, dit is Nelius Beyers hierso van Makwasi se wêreld af. Okay, as jy belangstel in 'n Wingmax of enige Monosem, kom met hulle in kontak, linkie bo of hier onder. En dan kan jy ook kyk, as jy so wye ene soek, nê, wat opvou en maklik van plaas tot plaas gaan. Chat met hulle. Dis die van False Spice af. Tot volgende keer. Groete.